Wat doen jy met die wonderwerk wat God doen in jou lewe? Nou, ek dink daar is soort van drie responses, drie reaksies hoe ons kan reageer op 'n wonderwerk. Daar is waarskynlik baie meer, maar net so vinnig. Ek dink die eerste reaksie wat ons kan hê, en pastoor Cornelis het daaroor gepreek hierdie afgelope ruk. Die eerste reaksie is soos Israel wat in die woestyn was en hulle kom voor die Jordaan. En hulle het hierdie wonderwerk beleef van die Rooi See wat oopgegaan het, al hierdie wonderwerke wat in die wildernis gebeur het, water uit 'n rots, manna en kwartels, die vuurkolom, die wolkkolom, hierdie fantastiese wonderwerk. En wat is hulle reaksie? Hulle is ondankbaar, hulle murmureer, hulle is ongelowig, hulle is ongehoorsaam en alles val net plat. En God sê, julle het my nou 10 maal versoek, julle sal nie in die beloofde land ingaan nie. Dis vir die volgende generasie. So dis die eerste reaksie. En pastoor Cornelis het intensief daaroor gepreek hierdie afgelope paar weke. As jy daai preke gemis het, wil ek jou aanmoedig, gaan op die YouTube kanaal en kry daai preek en werk daardeur. Ek glo dis iets wat God in ons midde doen op hierdie stadium. Maar dan is daar 'n tweede reaksie, 'n soort van 'n middelreaksie, en dit is dat jy reageer wel met dankbaarheid, jy reageer wel met geloof en met gehoorsaamheid, en die deurbraak kom, en net na die deurbraak is jy dankbaar daaroor, en jy's entoesiasties, aanvanklik, en daarna ruk, dan hardloop jou stoom bietjie uit, en jy druk pause. Ek het vir 'n Afrikaanse woord gaan soek vir pause, maar daar's nie 'n lekker woord wat pause is nie. Almal van julle druk pause altyd, so ek gaan die woord pause gebruik. En jy druk net pause, want jy's so oorweldig deur dit wat die realiteit van dit wat vir jou voorlê na die wonderwerk. So dis die tweede reaksie, en dan natuurlik die derde reaksie waar ons almal wil uitkom, is waar die wonderwerk 'n platform word waar jy gaan van krag tot krag, van heerlikheid tot heerlikheid, en jy sweef soos daai arend, en die wind vat jou hoër en hoër en hoër en hoër, en ek glo dis God se plan en droom vir ons lewens. Nou ek wil vanmôre 'n bietjie fokus, ek glo die Here wil vir ons iets oopbreek oor daai middelkategorie. Wat die wonderwerk daar is, groot of klein, ons kry die wonderwerk, ons is dankbaar daarvoor, ons vat dit in geloof, ons stap in gehoorsaamheid, ons is entoesiasties, en eers langs die pad hardloop ons stoom bietjie uit. En sonder dat ons dit besef, druk ons pause. En dit wat God wou doen, die rede hoekom hy vir jou die wonderwerk gegee het, dat dit 'n platform word waar jy gaan van heerlikheid tot heerlikheid, van krag tot krag, waar jy sweef soos daai arend, daai opwaartse traject word op pause gesit. En jy stap nie in die volheid van die deurbraak wat God vir jou bedoel het, wat jy moet beleef na die wonderwerk nie. Nou, ek het so ietsie daarvan beleef, ek en Siobhan ek het al getuig daarvan, ons het gesukkel om kinders te hê, en die dokters het vir ons 3% kans gegee om kinders te hê, en is 'n getuienis, want vir elke persent stap daar nou 'n kind rond, 3 kinders, en ons het die Here vertrou vir die wonder, en God doen 'n wonderwerk, 'n fantastiese wonderwerk. Siobhan raak swanger, Judah word gebore, het stop nie daar nie, Joshua en Milka. Maar weet julle wat, na die wonderwerk is daar 'n klein babietjie, en daar's 'n realiteit van 'n kind wat jy moet grootmaak. En soos Arnold Mol geskryf het, ouerskap is nie kinderspeletjies nie. En die doeke moet geruil word, en jy dink in jou lewe gaan jy nooit weer daai slaap inhaal nie. En jy weet nie of jy ooit weer gaan stil sit en 'n warm bord kos eet nie. Maar daar's 'n realiteit na die wonderwerk. En hoe jy reageer en saam met God stap na die wonderwerk, gaan bepaal of jy instap in die volgende dimensie van God se plan en droom vir jou lewe. En so glo ek ook, my broer en my sis, daar's baie wonderwerke wat al deurgebreek het en gaan manifesteer het in jou lewe, goed waarvoor jy die Here vertrou het, wat gebeur het. En my vraag aan jou is vanmôre, wat het jy gedoen, of wat is jy op hierdie oomblik besig om te doen met jou wonderwerk? Het jy dalk pause gedruk, of is jy besig om soos daai arend in te vlieg in die hoë dimensies van dit wat God vir jou lewe het? Nou, ons gaan bietjie kyk na die boek van Haggai, omdat Haggai is 'n man wat gepraat het met 'n volk wat pause gedruk het vir die wonderwerk wat God gedoen het in hulle midde,
En Haggai, en ons gaan bietjie daarna kyk, was baie suksesvol om hierdie denkpatrone aan te spreek en om hulle te help om die Engelse woord unpause te druk, om hulle van pause af te haal en hulle weer op daai traject te plaas, soos daai arend wat hulle kan invlieg in die dimensie wat God vir hulle het, die droom en die plan wat God vir hulle het. So ons gaan bietjie kyk na die boek van Haggai. Julle kan so lank soontoe blaai, as julle wil. En terwyl julle blaai of die Bible app op die selfoon oopmaak, miskien dalk net so 'n bietjie agtergrond, en ek dink die agtergrond is belangrik, want dit breek vir ons oop hierdie fantastiese boodskap wat Haggai gegee het. En by the way, Haggai was baie suksesvol. Hy het net vir 4 maande gepreek. En in hierdie 4 maande het Israel so reageer, positief reageer en hulle self bekeer en gedraai. En binne 4 maande het hy dit reg gekry om hierdie traject te verander. En ek sê dit sommer net ter bemoediging, miskien vir die van julle wat hier so sit. God stap met elkeen van ons 'n unieke pad. Partykeer stap hy soos met Jeremia en met Jesaja 'n pad wat jy oor 'n klomp jaar weet, gebruik God jou in die bediening en jy's gefokus en God gebruik jou daar. Maar partykeer, soos met Haggai, berei God jou voor, hy hou jou hidden, hy hou jou eenkant en hy berei jou voor vir jou hele lewe lank, en in die kwessie van 4 maande bereik jy 'n hoë impak wat God deur jou lewe wil. Moet jouself nooit vergelyk met iemand anders nie. God stap met elkeen van ons 'n unieke pad. Partykeer is dit 'n Haggai pad, partykeer is dit 'n Jesaja pad, en laat ons onsself nie vergelyk nie, né? So, dis die jaar 539 voor Christus, en in Babylon gebeur daar 'n skudding. Koning Darius neem oor, hy neem die land oor, hy val met sy troepe in en hy neem die land oor. En dis eintlik 'n wonderlike ding wat gebeur het vir Israel, want hulle is op daai stadium in ballingskap in Babylon. En hierdie nuwe koning Darius is eintlik baie goed gesind vir Israel en al die ander volke wat in Babylon is, want hy glo dat die tradisies en die kultuur van elke nasie en volk moet eerbiedig word, en hy vir die eerste keer in 70 jaar sê hy, okay, Israel, julle hoef nie meer hier te wees nie, julle kan teruggaan na julle eie land toe, en dis nie waar dit stop nie, ek sal julle sommer sponsor, ek gaan vir julle geld gee, dat julle kan teruggaan en julle kan die tempel gaan herbou in Jerusalem. Julle gaan met my seën en julle gaan ook met my materiële blessing, gaan julle terug Israel toe. En dis hierdie wonderlike deurbraak wat kom vir Israel, want hulle is in ballingskap weggevoer, en hulle het die Here vir so lank vertrou, dat daar 'n tyd sal kom. Trouwens, Daniel het gebid, ons sien aan die einde van Daniel, hierdie ding gebeur aan die einde van Daniel se lewe, maar in die boek van Daniel lees ons hoe Daniel ingetree het en gevas het en gebid het, en die sondes van sy volk bely het, en as gevolg van Daniel se gebed skuif iets in die gees, hierdie nuwe koning kom in, hierdie deurbraak is daar, en hy sê, thumbs up, julle kan teruggaan Jerusalem toe, en ek sal vir julle geld gee om die tempel te gaan herbou. En daar is 2 mense wat opstaan, 2 leiers wat opstaan, die een is Zerubbabel. Nou die bronne sê Zerubbabel is een van die enigste oorlewende prinse gewees van die Joodse koningshuis wat oorleef het in ballingskap. So Zerubbabel sê, ek gaan leiding neem saam met Joshua, sonder 'n H, Joshua, hy is die hoërpriester, ons 2 gaan terug aan Jerusalem toe, en ons gaan om die tempel te herbou, en hulle vat 50,000 Israeliete, vat hulle saam uit ballingskap uit terug. Het vat 'n paar maande, omtrent 4 maande, om terug te gaan Jerusalem toe, en hierdie ouens wat terug gaan Jerusalem toe, doen dit uit gehoorsaamheid en uit geloof uit. Alright, nou hoor die parallelle. Alright, hier's 'n deurbraak. Hulle tree uit in geloof, hulle tree uit in gehoorsaamheid, hulle tree uit in dankbaarheid, hulle omarm hierdie deurbraak. Yes, kom ons doen hierdie ding wat die Here vir ons sê het. Ons is entoesiasties, en hulle, dit is nogal 'n besluit wat hulle moes neem, want onthou in Babylon het dit goed gegaan. Dit was soos die Amerika en die Europa van vandag, weer daar was welvaart, daar was baie geld, dit was 'n ekonomiese hub gewees van die wêreld. So hulle los daai sekuriteit in hulle besighede om te sê, ek verruil hierdie sekuriteit wat ek het in Babylon, verruil ek nou vir die onveiligheid en die onsekuriteit wat ek in Israel gaan kry, en 'n lewe van gemak verruil ek vir ongemak uit geloof uit,
en uit gehoorsaamheid uit. En ons is entoesiasties, ons gaan dit doen. En hulle gaan terug Israel toe, kom in Israel, en well, by the way, daar's merkwaardige parallelle tussen hulle terugskuif en die terugskuif van of wat toe God vir Abraham geroep het, toe hy uit die land van Ur uit. Nou Ur is net so bietjie suid van waar hulle was in Babylon, so klein bietjie suid, moes hy van Ur van die Galdeërs moes Abraham destyds toe God hom geroep het, skuif na Israel toe, waar God hom geroep het, en op dieselfde manier moes hy sy sekuriteit van sy familie verlaat en gaan na Babylon toe, na Jerusalem toe, na Israel toe, uit gehoorsaamheid op God. En die eerste ding wat Abraham doen is, hy bou 'n altaar vir God. En die eerste ding wat die Israeliete doen toe hulle in Jerusalem kom, hulle bou 'n altaar vir God. En hulle is entoesiasties, en hulle bou vir 2 jaar, sê, ons gaan nie net by 'n altaar bly nie, ons gaan 'n tempel bou. Het gaan nie so merkwaardig wees soos die vroeëre tempel van Salomo nie, maar ons gaan die tempel bou, en hulle is entoesiasties, en hulle bou vir 2 jaar hierdie tempel, en toe stop hulle. Toe hardloop hulle stoom uit. Want, hulle is min, die realiteit van die situasie skop in, ons het min mense, dis droog, ons moet vir ons eie familie sorg, ons moet oorleef, die subsidie wat ons van koning Darius gekry het opgedroog, want hy het ander oorloë begin voer, hy gee nie meer vir ons die subsidie nie, en dit is eenvoudig net te hard om aan te hou. En hulle druk pause op die plan en die droom en die roeping en die opdrag wat God vir hulle gegee het. Druk hulle pause. En vir 16 jaar lank bly daai werk van die tempel stil staan. Niks gebeur nie. Waar hulle aanvanklik so opgewonde was oor die deurbraak wat God vir hulle gegee het, so entoesiasties, so dankbaar, so in geloof gestaan het, so uitgestap het in gehoorsaamheid, ingeklim het vir 2 jaar, pause, nou stop ons. En is hier waar Haggai intree en hy begin sy boodskap bring, en sy hele doel van sy boodskap is om aan pause te druk, dat hulle weer hervat, dit wat God se plan en droom vir hulle lewe is. Nou, daar's 4 goed wat Haggai uitlig, ek gaan dit vinnig noem, 4 goed wat veroorsaak het dat hulle pause druk, en dan gaan ons bietjie diep delf in dit om te kyk, wat het hy vir hulle gesê, hoe om die pause, aan pause te druk, hoe om te hervat, en weer soos hy arend op hy trajecte klim wat hulle boontoe gaan. Alright, die eerste ding is ontnigtering. Ontnigtering, nommer 1 is ontnigtering. Nommer 2 is moedeloosheid. Moedeloosheid. Nommer 3 is verontreiniging of besoedeling. Verontreiniging of besoedeling. Nommer 4 is identiteit. Identiteit. En my hoop en my vertroue is, en dis waarvoor ek in geloof staan, my broer en my sis, soos ons deur dit gaan, soos ons deur Haggai gaan, is net 2 hoofstukke, dat die Heilige Gees vir jou sal oopbreek. Watter area in jou lewe het jy dalk deur een van hierdie 4 goeters miskien pause gedruk? God is lief vir elkeen van julle. God het 'n fantastiese plan en 'n fantastiese droom vir elkeen van julle. Nie een is uitgesluit by dit nie. Maar baie keer in ons reaksies, bewustelik of onbewustelik, druk ons pause op God se plan vir ons lewe. En my plan en my hoop is dat die Heilige Gees vanmôre in ons lewe sal werk, dat ons aan pause sal druk. Sodat elkeen van ons eendag voor die Vader sal staan en dat hy in liefde na ons sal kyk en sal sê, wel gedaan, goeie en getroue dienskneg. Sal dit nie fantasties wees as elkeen van ons daai woorde hoor nie? Dat die plan en die roeping en die droom en die doel wat God vir jou het, deur die bloed van Jesus, dat dit vandag 'n nuwe dag is, en dat jy weer sal instap in daai plan en droom en doel wat God vir jou het. Nie een van ons is perfek nie, maar deur die bloed van Jesus onder leiding van die krag van God se Gees, kan ons dit bereik en kan ons daai woorde hoor
as ek en jy eendag voor die Vader staan. So kom ons begin. Die eerste ding wat pause kan druk in ons lewe is ontnigtering. So in hoofstuk 1 lees ons in vers 2 waar Haggai eintlik maar hulle denke, hulle klomp verskonings oopbreek en wat hulle sê is, die tyd het nog nie gekom dat ons die huis van die Here bou nie. Nou onthou, dis vir 16 jaar wat hierdie werk nou stil staan. En wat hulle vir mekaar sê is, dis droogte, ons moet oorleef, ons moet na ons eie huise kyk, ons moet eers ons eie gesinne versorg. Die tyd het nog nie gekom wat ons die tempel moet herbou nie. Ons moet eers nog bietjie kyk na ons eie huise, na ons eie belange, na ons eie dinge. Dit is ons prioriteit. Vers 4 kom Haggai dan en hy verduidelik verder en hy sê, wel, ja, julle sê hierdie ding, die tyd het nog nie gekom vir die tempel om herbou te word nie, maar julle leef in julle eie betimmerde huise. Nou, ek wil nou net so 'n bietjie verduidelik wat daai betimmerde huise beteken. Wie van julle kan onthou, hier so in die 1970s en die 1980s, was dit baie grand, as jy in iemand se kantoor instap, en hy het sulke houtpanele, weet die hele kantoor is sulke houtpanele, kan julle dit onthou, as julle dalk dink aan hierdie ou flieks ook, 1970s, 80s, man, dit was nou grand. As jy 'n lang slap Mercedes-Benz kan ry, jy het die regte adres, en jou kantoor het houtpanele, weet, dan het jy dit gemaak in die lewe. Nou dis waarvan hy praat. Hy sê, julle huise is betimmer, dit het houtpanele, en dis nogal merkwaardig, want onthou, toe Israel in ballingskap weggevoer was, wat 'n koning sou doen, is hy sou die bome afkap en die stad vernietig, so daar was nie eintlik baie hout oor in Israel toe hulle terugtrek nie, so hulle moes ten duurste hout van Lebanon af invoer in Israel, om hierdie betimmerde huise van hulle mooi te maak. En God sê, wag 'n bietjie, julle rasionaliseer, julle sê die tyd het nog nie gekom om die huis van die Here te bou nie, en julle wil oorleef, maar meantime, back at the ranch, bly julle in hierdie mooi betimmerde huise. Alright, en dan sê hy, dan gaan hy aan, en dan sê hy in vers 6 dat, en dis die rede hoekom julle geld bymekaar maak, en julle sit dit in julle sakke, en julle voel as gate in julle sakke, die geld val net uit. Julle saai baie, maar julle oes min. Julle het hierdie verwagting om baie terug te kry, maar daar's 'n skaarste in julle midde. En is as gevolg van julle denkwyse, want julle prioriteite is heeltemal omgedraai. En Haggai spreek hierdie ding aan, en van die bronne, of die bron wat ek geraadpleeg sê, die volk het hulle self bekeer en omgedraai, en onmiddellik toe hulle self bekeer, en die huis begin bou, van die Here begin bou, onmiddellik het die reën begin kom, en die situasie het gedraai. Nou, waar sien ons hierdie beginsel in die Bybel rondom prioriteite? Bekende ou skrifgie, Matteus 6 vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word. So een van die groot goed wat pause kan druk, en die plan en die droom en die doel van God in my en jou lewe is ons prioriteite. En baie keer skop dit in, omdat ons so oorweldig is oor die realiteit van dit wat na die wonderwerk gebeur. Want daar is 'n realiteit, daar's rekeninge wat betaal moet word, daar's kinders wat moet kos kry, daar's klere wat gekoop moet word, daar moet petrol in die kar gegooi word, jy moet opdaag, en partykeer is 'n harde werk, lang ure, wat die situasie ook al mag wees. En as gevolg van die realiteit, skuif jy net jou prioriteite so bietjie, en die koninkryk van God en sy geregtigheid is nie top prioriteit nie. Ek sê nie dis maklik nie, ek sê dis wat onbewuslik partykeer insluit, wat pause druk in ons lewens. So ietsie daarvan sien ons, toe Jesus gesê het, volg my, en hy het vir 'n klomp mense gesê, volg my, het party gereageer om te sê, Here, laat my eers toe om my pa te gaan begrawe, en as ek klaar is met dit, dan sal ek u volg. En van die interpretasies van die skrif beteken dat dit was die tweede begrafnis, wat eintlik, daar's 'n begrafnis, en in die Joodse ding, 'n tweede begrafnis in die tradisie, wat eintlik die nalatenskap, die geld,
losgemaak het, weet. Laat my net toe om bietjie te wag om daai tweede begrafnis te doen om die geld los te maak, of dit kan ook geïnterpreteer word dat die ou se pa nog nie dood was nie en dat hy eers moes wag tot hy dood is en hom dan begrawe. So Jesus wag net eers so bietjie dat ek hierdie goeders doen. So is nie iemand se pa wat nou net dood is nie. Dis die konteks. En ander ou sê nee, ek het 'n stuk grond gekoop en ek het al hierdie verskonings en Jesus het op 'n stadium net fed up geraak en gesê dat die dooies hulle eie dooies gaan begrawe. Volg jy my? Die beginsel is nie dat Jesus onsensitief is nie. Die beginsel is baie keer rasionaliseer en bring in ek en jy soveel goedjies in ons eie lewe en soveel verskonings, hoekom God se prioriteit nie topprioriteit kan wees nie. Dat ek en jy onbewuslik pause druk in die plan en die droom in God se lewe, in God se plan vir my en jou lewe. Ek en Siobhan was so uitgedaag. Ek het al daarvan getuig. So in 2006, 2007 daar rond het ek 'n baie swak eiendomsbelegging gemaak en dit het veroorsaak dat ons in geweldige finansiële nood beland het in daai stadium. Soveel so dat nadat ons al die rekening en al die goederes moes betaal het, was daar nie geld om kos te koop nie. Dit was die realiteit. En God het ons uitgedaag op daai stadium om ten spyte van hierdie situasie nog steeds ons tiende te gee. Nou, dit is 'n moeilike enetjie. As jy nie geld het om vir jou vrou en jou kinders kos te koop nie, dan prys die Here, ons het op daai stadium die werk wat ek gehad het, daar was verblyf aangekoppel, so ons kon daar bly. Maar om nog steeds jou tiende betaal as jy nie geld het om kos te koop nie, dit was 'n bietjie 'n ander enetjie. Maar prys die Here vir die vrou wat hy vir my gegee het, sy het gesê, is reg, is God se beginsel, ons doen dit. Weet julle, ons het nie een maand sonder kos gegaan nie. Not once. God is getrou. En ek wil vir jou sê, God se beginsels gaan jou stretch, gaan jou vlees stretch. Dit gaan jou geloof stretch. Maar God is getrou en hy is altyd getrou. As jy kies om sy prioriteite te omarm en om omhoog te hou. So hoekom is dit belangrik, my broer en my sis, dat ek en jy dit moet weet, hierdie saak rondom prioriteite? Want dit is waar die boodskap van die kruis regtig posvat in die praktyk. Die Engelse sê, where the tire hits the tarmac. Wanneer ons prioriteite moet stel, om God se koninkryk eerste te stel, om aan pause te druk, is die boodskap van die kruis van kardinale belang. 1 Korintiërs 1 vers 25 sê, die boodskap van die kruis is dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Ek wil so ver gaan om te sê, jy kan nie jou prioriteite reg skuif en reg prioritiseer as dit nie is deur die lens van die kruis nie. Ek gaan dit weer sê. Jy gaan sukkel om jou prioriteite in die lewe reg te skuif op die manier wat God wil hê, as dit nie is deur die lens van die kruis nie. Want weet jy wat doen die kruis in my en jou lewe? Die kruis sê, ek is saam met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie. My behoeftes, maar ek praat van my vleeslike behoeftes, sondige behoeftes, is dood aan die kruis. En ek leef nou saam met Christus onder leiding van die Heilige Gees. So kom ons maak dit prakties. In die wonderwerk van jou huwelik, daai vroutjie wat langs jou sit, daai man wat langs jou sit, is 'n gawe uit God se hand uit. As ons praat van prioriteite deur die kruis, dan beteken dit maak nie saak hoe daai persoon reageer nie, reg of verkeerd. Jy het 'n verantwoordelikheid in die verbond wat jy het voor God, wat jy gemaak het met daai persoon om jou kant te bring. En om die man en die vrou te wees wat God wil hê jy vir daai persoon moet wees. Dan praat ons van prioriteite regmaak. In jou werk, wat God vir jou gegee het, hoe getrou is jy? En doen jy dit wat jy doen asof jy vir die Here doen en nie vir mense doen nie? Dan begin ons praat oor prioriteite regkry. Nie skinder agteraf of lei wegsteek of
uit die vlees uit reageer omdat jou baas nou nie so nice is of jou kollega nie nice is nie. Nee. Skuif dit weg deur die lens van die kruis en begin prioritiseer wat God in en deur jou lewe wil doen. In hierdie land waar God ons gesit het, pragtige land, geseënde land. Bid jy vir die regering? Of is jou hart vol kritiek? Prioritiseer jy jou reaksie teenoor hierdie land en sy mense deur die lens van die kruis? Wat is jou prioriteit? Is jou prioriteit om te reageer uit die vlees uit te hardloop vir jou eie betimmerde huis? Of is jou prioriteit God se koninkryk en dit wat hy in en deur jou wil doen in hierdie stad, in hierdie provinsie en in hierdie land? En ek kan aangaan en aangaan. So om op te som, om ontnigtering, wat 'n pause gedruk het, om dit te aanpause, om te hervat, kies jou prioriteite deur die lens van die kruis. Om ontnigtering te aanpause, kies jou prioriteite deur die lens van die kruis. Goed, dit was nommer 1, hoofstuk 1. Nommer 2, wat was nommer 2? Moedeloosheid. Is julle reg, kan ons aangaan? OK. So, wat gebeur in hoofstuk 2, vers 1 tot 9, daai eerste 9 verse van hoofstuk 2, is hulle bou hierdie tempel, en hierdie tempel is nou gebou, en die ouer mense onder hulle kom en sê, wat? Dis belaglik wat julle besig is om hier te bou. Ons het gesien hoe lyk die tempel in Salomo se tyd, en die pragt en die praal en die weelde van die tempel in Salomo se tyd. Hierdie is belaglik, hierdie is niks wat julle doen nie. Dit is 'n belaglike stukkie werk wat julle doen. En moedeloosheid skop in as gevolg van hierdie vergelyking. En Haggai kom in daai situasie en hy sê, nee, wag. Daai bekende skrifgie, en dis voor op die blaadjie ook, die afkondigingsbaadjie. Haggai sê, nee, wees julle net sterk. Wees julle net sterk, want julle moet sterk wees. Hoekom? God is met julle. En omdat God met julle is, werk. Moenie stop nie, werk. Moenie toelaat dat hierdie vergelyking en hierdie moedeloosheid pause druk in julle midde en dat die werk stop nie. Wees sterk, God is met julle en hou aan met werk. En dan gaan hy aan om te sê, hierdie bemoediging te gee om te sê, ek gaan die nasie skud en ek gaan hierdie werk van julle, hoe klein en hoe swak dit ook nogal, minderwaardig dit ook al lyk vir julle. God sê, ek gaan hierdie tempel gaan ek vul met my heerlikheid. En dit het gebeur, né? En hy sê, en die pragt en die praal en die weelde en die grootheid van hierdie tempel, die glorie van hierdie tempel gaan groter wees as dit wat in Salomo se tyd was. Wat is die beginsel hierso, my broer en my sis? Waarvan praat ons? Moenie kyk na die grootte van die werk nie. Kyk na die grootte van die een saam met wie jy werk. Ek gaan dit weer sê, moenie kyk na die grootte van die werk waarmee jy besig is nie. Kyk na die grootte van die een saam met wie jy werk. Nou sê Sagaria is die profeet wat saam met Haggai geprofeteer het in hierdie tyd. Trouwens hulle bediening het 1 maand oorvleuel met mekaar en Sagaria som hierdie selfde ding, hierdie selfde bemoediging som hy mooi op in Sagaria 4 vers 10 wat sê moenie die dag van klein dingetjies verag nie. Moenie kyk na die grootte van die werk nie. Is dit nie die klein dogtertjie Tannie Trey, die klein dogtertjie in Jairus se huis? Is dit nie 'n klein dogtertjie wat die groote generaal Jairus oortuig het om te gaan na die profeet toe in Israel en gesond te word nie? Is dit nie 'n klein dogtertjie wat dit gedoen het nie? Ag, Naaman. Is dit nie Jesus wat gesê het, die koninkryk van God is soos 'n mosterdsaad en soos suurdeeg nie? So baie keer dink ons dit is dit wat nie gesien kan word nie, dis te klein, maar God gebruik die klein, in die Engelse the insignificant goedjies om 'n groot werking te bring. So my broer en my sis, jy mag dalk hierso sit en God gebruik jou daar waar jy is in jou familie. God gebruik jou daar waar jy is in jou werksplek. God gebruik jou daar waar jy bly en jy mag dalk
kyk na jouself en dink jy's minderwaardig as jy jouself vergelyk met ander mense. Jy mag dalk dink dis 'n klein werk wat jy doen. Jy mag dalk dink dit is dis ietsie kleins net wat jy doen, daai woordjie wat jy sê of daai bemoediging wat jy bring. Jy weet nie wat God deur jou kan doen. Soos 'n klein dogtertjie in Naaman se huis om 'n verskil te maak en groot verandering te bring nie. Moenie kyk na die grootte van die werk nie. Kyk na die grootte van die een saam met wie jy werk, wat in en deur jou werk. Hoekom is dit belangrik dat ek en jy dit moet weet? Want in 1 Johannes 2 vers 16 skryf Johannes en hy sê daar's 3 goed wat die wêreld gebruik om jou weg te trek. Die begeerlikhede van die oë, begeerlikhede van die vlees, jou natuurlike sondige natuurlike vlees, dit wat hy begeer, en die laaste een is die grootsheid van die lewe. Wat is die grootsheid van die lewe? Die grootsheid van die lewe is die wêreldsisteem wat altyd groter, beter, mooier, nuwer. Jy is niks nie. Jy het niks as jy nie hierdie kar ry nie. Jou waarde is niks as jy dit nie hierdie groote ding kan doen nie. Jy moet beter, jy moet groter, jy moet vinniger. Dis wat die wêreldse sisteem vir jou wil sê. As jy dit het nie, en jy doen dit nie, en jy kan dit nie reg kry nie, is jy niks werd nie. Dis wat die wêreld vir jou wil sê. En dis wat die duiwel wil gebruik om jou moedeloos te maak en om pos te druk in jou lewe. Weet wat God van jou verwag? God verwag van jou om net getrou te wees met dit wat hy in jou hand gegee het. Be faithful with the little. Onder leiding van God se Gees. Dis wat God van jou verwag. Moenie jouself onder soveel stres sit nie. Dis wat die vyand wil hê, hy wil jou moedeloos maak. En in hierdie vergelykings in jou kop, waar jy jouself vergelyk met iemand anders, die hele tyd, of waar ander mense goed sê om jouself te vergelyk, of waar YouTube of Twitter of TikTok en al hierdie goeders vir jouself wil vergelyk, die heeltyd met 'n hoër standaard, druk jy moedeloosheid, jy druk pause die heeltyd, moedeloosheid, pause, moedeloosheid, pause, moedeloosheid, pause. Hou op daarmee. Jy is nie die ou langs jou nie. Jy hoef nie so en so te wees nie. God stap met jou 'n unieke pad. En God het unieke materiaal en wonderwerke en situasies en geleenthede in jou hand gegee. Wees getrou met dit. En God gaan jou seën. Moenie toelaat dat moedeloosheid of laat die vyand moedeloosheid gebruik om pos te druk in jou lewe nie. So, om te aanpos, om moedeloosheid, die pos druk knoppie op moedeloosheid te druk, dat jy weer kan aangaan, sensor jou vergelykings. Sensor jou vergelykings. Daai goed wat jy altyd in jou kop aangaan, waar jy jouself vergelyk met ander mense, ander standaarde. Sensor jou vergelykings en vergelyk jouself net met God se hart vir jou lewe. God se plan, God se droom vir jou, wat God in en deur jou lewe wil doen. Amen. Is julle reg vir nommer 3? Nommer 3 was vir ontreiniging of besoedeling. Hoofstuk 2, vers 10 tot 14, of 10 tot 19. Hoofstuk 2, vers 10 tot 19. Nou lees ons verder, is nou al hier by Desember se kant, en Haggai is bietjie in die moeilikheid, hy's bietjie in die knyp. Want wat gebeur het is, onthou toe hy begin preek het hy gesê, julle ouens, julle prioriteit is nie reg nie, dis hoekom dit nie reën nie, dis hoekom julle tekort het, dis hoekom dit droogte is en julle sukkel, bou die huis van die Here en hulle doen dit en dit begin reën en dit gaan goed vir 'n ruk, en naderhand soos hulle aangaan, begin dit weer droog word. En nou is Haggai 'n bietjie in die moeilikheid, sy kredietwaardigheid is hier op die spel, want die volk het mos nou na hom geluister, hulle het mos nou gedoen wat hy gesê het, en hulle het die tempel begin bou, en nou gaan die dinge nie so goed as wat almal gedink het dit gaan nie. Aanvanklik goed gegaan, nou gaan dit weer swaar. En nou dink die ouens hierdie Haggai jong, wat sy kredietwaardigheid is nou op die spel, en Haggai gaan bid, wat gaan nie aan Here, wat gaan nie aan, en die Here sê vir hom, hy bring hierdie wonderlike vergelyking,
Hy sê, as iets vuils is, en jy sit hierdie vuil ding by 'n skoon ding, gaan die skoon ding die vuil ding skoon maak, of gaan die vuil ding, Amanda, die skoon goed vuil maak? Is soos borde wat jy nou geëet het, as ons hulle lekker Kentucky geëet het, en ons vat daai borde, en ons sit die borde weer terug in die kas sonder om dit te was, gaan die vuil borde die skoon borde vuil maak, of gaan die skoon borde die vuil borde skoon maak? Alright, ek moet reg hier so op my kop hou. Okay. Soos ja, Iris en Naaman. Dan die trein moet my hier op die regte spoor hou vanmôre in hierdie preek asseblief. Ja, dis logies, die vuil borde gaan die skoon borde vuil maak. En die Here sê, julle werk aan my tempel, maar julle harte is vuil. Julle innerlike lewe is vuil. En julle dink omdat julle goedjies vir my doen en die werk van die Here doen, gaan hierdie dingetjies wat julle in die uiterlike doen, gaan nou skielik sommer net hierdie ding uitsorteer wat in julle innerlike lewe is. En die Here sê, sorteer jou innerlike lewe uit. As goed wat gebeur geheimsinnig in die geheim in jou lewe wat vuil is, en jy bring dit na my werk toe. You contaminate my work. En Haggai spreek hierdie ding aan, en die volk bekeer hulle. En daar kom 'n deurbraak. Wat kan pos druk in jou lewe? Is die goed wat jy geheimsinnig en heimlik in jou hart koester en in jou innerlike lewe toelaat. Eventually it will catch up on you. Moenie dink, omdat jy goed doen vir die Here, en omdat dit grand lyk buitekant, dat jy's okay, dat die goed in jou lewe kan maar verdoesel bly, en God sien dit nie raak nie. Siobhan het op 'n stadium, het sy met die kinders deur daai reeks gewerk van Robert Liardon, God's Generals. Wie van julle het dit al, daai boek gelees, of daai reeks gekyk? Kan dit regtig ten sterkste aanbeveel, dis oor al hierdie groot godsmanne deur die eeue heen wat merkwaardige goed vir God gedoen het. Weet julle wat so hartseer, wat sy vir my vertel en die kinders vertel, is hoe baie van hierdie groot godsmanne goed toegelaat het, klein krakies toegelaat het aanvanklik in hulle lewens, wat groter en groter en groter geword het, en hulle het dit nie hanteer nie, en op die ouene was dit die einde van daai persoon se bediening. En God se naam het ook skade gekry in die proses. Huwelike wat uitmekaar uitgeval het, ouer-kind verhoudings wat tot niet is, sondes wat toegelaat is, ensovoorts, ensovoorts. Groot les vir my en vir jou. Jy sien, God se roeping is onherroepelik, dis wat die Bybel sê. God trek nie sy salwing en sy gawes wat hy vir jou gee, trek hy terug nie. Ek kan hier voor julle staan, en ek kan beweeg in die gawe wat God vir my gegee het, en ek kan hierdie woord bring vanmôre, maar ek kan my vrou hanteer by die huis, asof sy gemors is, of my kinders, of goed toelaat in my lewe. Dis moontlik. Hoe dink julle kry mense dit reg, groot geestelike ouens het reg om nog steeds aan te gaan in hulle bediening, en skielik hoor jy hierdie ouens in 'n buite-egtelike verhouding betrokke. Dis hoe dit werk. Dit beteken nie as jy werk in die plan en die roeping en dit wat God vir jou lewe het, dat jou innerlike lewe uitgesorteer is nie. But somewhere along the line it will catch up on you. Wat God sê, dit gaan in die lig kom, en dit gaan 'n groot pos druk in jou lewe. Is nie God se hart vir jou nie, maar God verwag van my en van jou om ons innerlike lewe uit te sorteer. Ek kan onthou, Dr. Jonathan David het een keer in een van sy preke, een van sy leringe, gedeel hierdie visioen wat hy gehad het. Ek het dit vir die Crearis studente vertel, so 'n paar weke terug. Hy sê, ek weet nie of dit 'n droom was en of dit 'n visioen was nie, maar hy sê, hy sien hierdie groot godsman, hy's in die hemel, hy staan by die poorte van die hemel, en die engele is daar, en hy sien hierdie groot godsman, wat op die aarde hierdie merkwaardige bediening gehad het, is dood, en hy kom hemel toe, en hy stap in by die poorte van die hemel, maar hy sê, dit is regtig, weet, 'n man van statuur, hierdie merkwaardige man, wat hierdie geweldige bediening op aarde gehad het. Dis ook wat onthou hierdie storie wat hy vertel het, en die engel sê vir hom,
voor jy in die hemel ingaan, gee vir my hierdie gawe wat God vir jou gegee het, gee dit vir my terug. En dis natuurlik is nou metafories, en hierdie groot godsman gee hierdie gawe, sê nou maar die gawe om te preek, gee hy terug vir die engel. En die oomblik toe hy dit doen, toe krimp hierdie man, word hy korter. En die engel sê, okay, en gee vir my hierdie gawe terug. En hy gee nog 'n gawe, en hy krimp weer, word bietjie korter. En met elke vraag om 'n gawe terug te gee, met elke gawe wat hierdie groot godsman teruggee vir hierdie engel, word hy korter en korter en korter. En hy sê op die ouene is dit so kort mannetjie wat daar staan. En die engel sê, now measure him because that's the stature of the man. Hoeveel van Christus is in jou? Hoeveel karakter is binne in jou en hoeveel is net buitekant? Dis goed wat groot pauses kan druk op God se plan en droom vir my en jou lewe. So ek praat sommer reguit, ek vra vir jou. Hoeveel welles koester jy in jou gedagtes en in jou lewe? Wat gebeur daar agter die skerms waar niemand kyk nie? Waarna kyk jy? Hoeveel jaloersheid koester jy in jou hart? Hier binnekant in jou draai jy rond. Hoeveel jaloersheid? Hoeveel hoogmoed draai in jou lewe? Die Here moes, ek het deur 'n tyd gegaan wat die Here so net sy vinger gesit het op hoogmoed in my lewe. En een van die hoogmoed goed wat die Here moes adresseer in my lewe is rasse superioriteit. Wat ek net moes sê, Here, ek bely, as ek kyk na daai man, dink ek en my mense is beter as hy. Ek is jammer daaroor, vergewe my. Hoeveel onvergewensgesindheid draai jy in jou hart? Hoeveel hebsug, die Engelse woord is greed, draai jy in jou hart? Onvergenoegdheid, ensovoorts. Ons kan nog aangaan. My broer en my sis, ek sê nie hierdie goed om jou te veroordeel nie, dis ook nie God se hart om jou te veroordeel nie. Maar wat ek vir jou vra uit die diepte van my hart uit, moenie daai goed dra in jou lewe nie. Dit gaan jou poetjie vorentoe. Maak hierdie week 'n afspraak met jou selleier of met 'n geestelike leier en sorteer dit uit. Jy is te kosbaar vir die Here om toe te laat dat hierdie goed jou verstrengel en poetjie. So toe unpause vir ontreiniging of besoedeling, ondersoek jou innerlike lewe, kry dit uitgesorteer. Die laaste punt gaan oor identiteit, hoofstuk 2 vers 20 tot 23 en is eintlik 'n baie positiewe deel in Haggai, die laaste deel van die tweede hoofstuk, vers 20 tot 23. En Haggai kom hier en hy bemoedig Serubabel, en onthou in die begin het ek gesê Serubabel is hierdie prins, is die enigste oorlewende prins gewees van die koningshuis van Juda, en hy sê, die Here sê, Serubabel, jy, hy sê eers, ek gaan die nasies skud, ek gaan die koninkryke omvergooi, en ek gaan jou my seelring maak, sê die Here vir Serubabel. En ons weet, 'n seelring is tekenend van die autoriteit van 'n koning. So julle weet mos, in die ou tyd het 'n koning 'n ring gehad, 'n koninklike ring, en dan as hy 'n koninklike edikt uitvaardig, het hy daai rooi was so laat drup, en dan het hy hierdie ring gevat, en hy het sy ring op dit gedruk, en dit was die verseeling van die edik, wat hy uitgevaardig het. So hierdie seelring was 'n teken van die autoriteit van die koning, die soewereiniteit van die koning. So as God vir Serubabel sê, ek gaan jou my seelring maak, sê hy, ek gaan jou gebruik om my autoriteit tentoon te stel waar jy gaan. Nou dit was 'n belangrike boodskap vir Serubabel, want hierdie ou was so bietjie geknyp deur die stelsel. Want hy kon net as gouverneur aangestel word, hy kon nie koning word in Israel nie, want daar's mos nou reeds 'n koning wat daar in Babylon sit. Alright, en so daar kan nie twee konings wees nie, so daar's een koning, en alhoewel dit sy nalatenskap was, en hy die reg om koning te word, was hy benadeel deur die stelsel,
Ek sê dit weer, want dit gaan resoneer met van julle. Hy was benadeel deur die sisteem om nie in die koningsposisie in te stap nie. En God sê, nee. Jou uiterlike posisie op aarde het niks te doen met jou geestelike posisie in die geestesrealm nie. Ek gaan jou my seelring maak. En weet julle wat merkwaardig is, as jy kyk na die geslagsregister van Jesus, dan, ek moet nou hierdie ding mooi vasknyp. Die geslagsregister van Jesus, deur Josef en deur Maria, kom by Jesus by mekaar. By Jesus by mekaar kom Josef en Maria se geslagsregister by Jesus, en dan split hy uit mekaar uit, en dan kom hy by mekaar, waar? By Serubabel, raak hierdie twee geslagslyne van Maria en Josef kom by mekaar by Serubabel, en dan split hy weer, en dan kom hy weer by mekaar by Adam, reg in die begin. Reg in die middel, tussen Jesus en tussen Adam, is daar een klein mannetjie, sy naam is Serubabel, en dis waar die twee geslagslyne van Josef en Maria se geslagslyne by mekaar kom, reg in die middel by Serubabel. God sê, ek gaan jou my seelring maak. Alhoewel die wêreldse sisteem jou geknyp het en jou benadeel het, hang dit nie af van die autoriteit en die plan en die droom wat ek vir jou lewe het nie. Van julle sit hierso en julle is moedeloos, en julle het pause gedruk op God se plan en droom vir julle lewe, want julle voel die sisteem om jou beperk jou, en jy is frustreerd, en miskien vol wroging, en goed in jou hart. Wie wat my broer en my sis, God werk buite die wêreldse sisteme. En God plaas jou op 'n plek om sy autoriteit deur jou te laat vloei. God sê vir Serubabel, ek kyk nie na uiterlike posisies nie, maar in die gees het jy 'n posisie wat my autoriteit tentoonstel. So dieselfde gedagte lees ons in die Nuwe Testament in Romeine 8, van vers 14 af aan, vir die wat julle notas neem. En ons het al so baie daaroor gepraat in die gemeente, en dit is dat God praat oor die seuns van God. En die seuns van God is ek en jy wat opgroei in die seun van God. Maar ons opstaan in ons autoriteit van Christus in en deur ons lewe. Meer van hom in ons lewe, minder van my, soos Johannes die Doper sê, meer van hom, minder van my, meer van hom, minder van my, meer van Jesus Christus in my, minder van WP Waal, meer van hom, minder van WP, meer van hom, minder van WP, en ek staan en ek groei, en elkeen van ons staan op en ons groei as seuns van God, in die seun van God. En dan gaan Romeine 8 verder, en hy sê, die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die seuns van God. Wat sê dit? Dit sê wanneer ek en jy opstaan in die statuur van Christus, gaan die wêreld en die sisteem en die skepping reageer op die innerlike statuur wat ek en jy het. Nie andersom nie. Ek en jy reageer nie op die wêreldse sisteem nie. Die wêreldse sisteem en die skepping reageer op die statuur wat in my en in jou is. It's inside out, it's not outside in. So wat is jou identiteit? Is jou identiteit die posisies en die plek en dit wat die wêreld vir jou gee en vir die wêreld vir jou opdis, en jy voel in jou kop, dis die glasplafon, en jy word ingeperk deur dit, en omdat jy dit glo, druk jy pause op God se plan en droom vir jou lewe? Of glo jy dat ongeag jou posisie in die natuurlike en in die wêreld, kan jy opstaan in autoriteit en God se koninkryk inbring in situasies? Groei op as seun van God in die seun van God, en laat die leeu van Juda brul deur jou lewe in die plek waar God jou geplant het. Dit het niks te doen met jou ouderdom of jou posisie of jou plek nie. Hou op, laat die vyand jou fnuik met minderwaardigheid en die manier hoe jy na jouself kyk. God kyk anders na jou. God het 'n plan en 'n droom met die plek waar hy jou gesit het.
So om op te som, my broer en my sis, daar's 4 goedjies wat pause kan druk in my en jou lewe, God se plan, droom en opdrag in jou lewe. Die een is ontnigtering, oorweldig, net deur die realiteit van die situasie na die wonderwerk en die deurbraak, om aan pause te druk, om te hervat, kies jou prioriteite deur die lens van die kruis. Tweede ding wat pause kan druk in ons lewe, na 'n wonderwerk, na 'n deurbraak, is moedeloosheid. Hierdie vergelykings, om aan pause te druk, om te begin weer sweef soos hy arend, sensor jou vergelykings. Derde ding wat pause kan druk, is verontreiniging of besoedeling, dit wat ons toelaat hier binnekant in ons, om aan pause te druk, om weer op daai traject te klim, van God se plan en droom vir jou lewe, ondersoek jou innerlike lewe en hanteer dit. En laastens, wat pause kan druk in ons lewens is, hoe ons kyk na ons eie identiteit. As dit van buitekant af gedefinieer word om aan pause te druk, groei as seun van God in die seun van God en ontwikkel in daai seelring wat God wil gebruik om sy autoriteit in en deur jou lewe tentoon te stel. Vader, baie dankie net vir u plan en u droom vir elkeen van ons. Vader, dankie dat ons vanmôre vir u wil dankie sê vir elke deurbraak, vir elke wonderwerk wat in ons lewens gebeur het. Here, u woord sê dat elke goeie gawe, elke volmaakte geskenk, kom van u af, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. U is altyd net goed, u karakter is altyd net goed. Maar Vader, vergewe ons vir ons reaksie na die wonderwerk, na die deurbraak, nie altyd reg was nie. En onbewustelik, Here, waar ons pause gedruk het op u plan en u droom, waar u ons wou vat van heerlikheid tot heerlikheid, van glorie tot glorie, het ons pause gedruk. En ons vra, Here, vergewe ons. En help ons in hierdie week, Here, om dit uit te sorteer, en Here, om weer op te staan in daai plan en daai droom, daai roeping en daai opdrag wat u vir elkeen van ons het. Ons eer u daarvoor en ons dankie daarvoor. In die naam van Jesus Christus en in daardie naam alleen. Amen.